sê jy was by die kruisiging. Ja, ek was daar toe hulle Jesus gekruisig het. Ek onthou hy daar gehang aan die kruis. Daar was 'n doringkroon op sy kop. Sy hare was styf van die bloed. Sy lyf was stikkend. Plek het die vleis uit die vel gepeel. En ek kon sien dat hy baie pyn verduur. 'n Vrou het hard gehuil. 'n Vrou? Ek dink dit was sy ma. Ja, dit was sy ma. Hy het gesukkel om asem te haal. Dit was later so erg dat sy hele liggaam begin ruk het. En die mense? Was daar baie mense? Ja, die meeste het gelag en gespot. Ander het hy verlos. Laat hy dan homself verlos as hy kamptig so wonderlik is. Die Messias. Die Messias. Wonder wie was hy regtig? Hoekom wou hulle hom so graag dood hê? Bo sy kop was daar 'n bordjie vasgespijker. Daar het gestaan, dit is Jesus, koning van die Jode. Koning. Want dit maak mos nie sin nie. En as hy hulle koning is, hoekom hom dan kruisig? Hy het nie soos 'n koning gelyk nie. Hy het so weerloos gelyk. Sy oë was sag. Ek onthou sy oë. Het bloed en sweet ingeloop en het hulle stadig toegemaak. Toe was dit stil. Doodstil. Selfs die wind het gaan lê. Het skielik hard uitgeroep. Eli, Eli, lema. Sweets, kon dit nie verstaan nie. Eli, lema. Dit klink Aramees. En toe? Toe was dit donker. Dit was in die middel van die dag, maar dit was donker, stik donker. Het was omtrent 12 uur. Ek was in die huis besig om kos te maak en skielik kon ek niks sien nie. Wat het julle toe gedoen? Ek het na alles gekyk. Na die baie mense, die Joodse raadslede. Na Jesus. En ek het gedink hoe onregverdig dit was. Hoekom is dit so dat mense so graag hulle mag misbruik? Dat sterkes altyd die swakkes wil afknoon en boelie. Dis maar hoe die lewe is. My kop het vir my gesê, dit mag nie so wees nie. Hy is onskuldig. Hoekom is hy so lui? Hy was altyd net vriendelik uit mense gesond gemaak. Hoekom is hy so lui? Hoekom? Daar moet tog 'n rede wees daarvoor. Ek meen Pilatus sou tog nie iemand kruisig sonder 'n verhoor nie. Het was geen verhoor nie. Ek was daar. Ek kon nie die onreg net nie langer verduur nie. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar skielik was ek op my voete. Ek het geskree. Wie het julle die reg gegee om dit te doen, hè? My man! Hy is onskuldig. Hy het niemand niks gemaak nie, maar julle het hom doodgemaak. Julle spul papbroeke. Julle is niks beter as 'n spul boelies nie. Hoekom gryp julle nie vir my wat homself kan verdedig nie? Boelies! En toe? Dit was eers stil. Ek dink nie die mense kon glo wat hulle hoor nie. Toe het hulle my begin spot. Party het gevloek en tong het gesteek. Een het gesê, los hom, hy's mal. Ja, hy's van loetjie getik, het iemand anders geantwoord. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon nie. Ek het my kop laat sak en toe sien ek, Wat? in my hand was die hamer waarmee ek die spykers deur sy hande geslaan het. Daar was bloed aan.
Jesus se bloed. Ek was versteen. Dit het gevoel asof die lewe van my kop af na my voete toe uit my uitloop. Die hamer het stadig uit my hand gegly en op die grond geval. Toe kon ek dit nie meer keer nie. Ek het grond toe gesak en begin huil. Ek het nie meer omgegee wie my 7 mense van my dink. Ek het voor die kruis gelê en huil. Vergewe my. Vergewe my. Dis okay. Ek is jammer. Ek is jammer, Here. So bitter jammer.